Dr. Rulie van der Spy. Daar is die wat in sy woord, soos die waters dryf sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy trou. Goeiemôre. Ja, weer lekker om te gesels uit die skrif uit, oor die skrif. Ja. Ons is nou in die tyd tussen Paasfees en Pinksterfees. En verlede jaar het ek gepraat oor die gerwe wat getel word, die 50 dae, die aftel van die een fees na die volgende fees. En in hierdie 50 dae gee God ons eintlik die geleentheid om onsself reg te kry vir die ontmoeting met hom. So, Paasfees, sterf hy, vergewe die sonde, en Pinksterfees kom hy ontmoet hy ons weer 'n keer. Maar my tema vir vanoggend is so bietjie anders, bietjie ongewoon, bietjie 'n ander fokus op Pinksterfees. Wat onthou jy van Pinkster? Wat sal jy sê, waaroor gaan Pinkster? Ek dink ons praat almal altyd van die uitstorting van die Heilige Gees. En hoe die mense in ander vreemde tale gepraat het. Miskien gaan jy praat van die vuurvlammetjies wat op die mense se koppe gekom het. Maar daar is nog 'n aspek wat ek wil uitlig. En daaroor noem ek dit so 'n bietjie 'n ander fokus tydens Pinkster. My tema dan is eintlik 'n geweldige stormwind en iets soos vuur. 'n Geweldige stormwind en iets soos vuur. En dit is waaroor ek wil praat. Fokus, as ek dan fokus op die Pinksterviering van hierdie jaar. Maar waar het dit alles begin? Kom is daar so iets? Hoekom word hierdie vuur genoem en wat het die wind met die hele ding te doen? So kom ons lees dan nou die bekende gedeelte uit Handelinge 2. Handelinge 2 oor die uitstorting van die Heilige Gees tydens Pinkster. Ek lees vir ons Handeling 2 van vers 1, 2 en 3. Toe die dag van Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek bymekaar. Skielik was daar 'n geluid uit die hemel, soos 'n geweldige stormwind. En dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien, wat in tonge verdeel, en op elkeen van hulle gekom het. So my vraag is, wat het daar gebeur? Wat was daar gewees? Daar was stormwind en was vuur. En wat het die wind gedoen? Daar was geluid van die stormwind. Hierdie stormwind, hulle kon dit hoor. En dit het die hele vertrek gevul. So ek wil altyd vra, is dit die geluid wat die hele vertrek gevul het, of is dit die wind, hierdie storm, wat die hele vertrek gevul het? Ons gaan net nou 'n bietjie terugkom daarna toe. Maar eintlik wil ek terugstap en vra, is dit belangrik dat die vuur en die stormwind genoem word? Altyd as ons oor Paasfees, Pinksterfees praat, dan praat ons van die vlammetjies wat op die mense se koppe en die tale waarna hulle gepraat het, en dat hulle gevul is met die Heilige Gees. Maar hoekom word daar genoem en gesê, daar was 'n wind en daar was vuur? Speel hierdie twee elemente op ander plekke in die Bybel ook 'n rol? So, ek sê altyd, elke detail in die skrif word genoem met een of ander doel. Dit niks is toevallig of oorbodig in die skrif nie. En as daar dan staan, daar was 'n stormwind en daar was vuur, dan vra ek myself af, hoekom was hierdie twee elemente daar genoem? Speel hierdie twee elemente ook 'n rol op ander plekke in die Bybel? Ja, ek dink miskien as jy terugdink, excuse, sal jy onthou wat het in die woestyn gebeur het, né? Nou, hier is so 'n klein bietjie 'n tegniese probleem. Want wat was daar in die woestyn, né? Toe hulle in die woestyn getrek het, om te weet waarheen hulle moet gaan, was daar 'n wolkkolom en 'n vuurkolom gewees, né? In die nag het die vuur hulle gelei, en die dag het die wolk hulle gelei.
Nou ja, ons het sopas nou in Handelinge gelees van 'n stormwind, 'n storm en vuur. Hier lees ons van 'n wolk en vuur. Nou dit lyk my, dit gaan oor twee konsepte in die Bybel, en ek sal nou op verder dit uitlig. As God teenwoordig is, as God die mense lei, dan lei hy met vuur, en hy lei met 'n ander element, met 'n substance, met soos 'n miswolk, 'n wolk, iets anders, om sy teenwoordigheid te wys. So kom ons lees Exodus 13, van vers 20 af. Dit is die gedeelte van die wolkkolom en die vuurkolom in die woestyn. Hulle het Sukkot verlaat en by Etam aan die rand van die woestyn kamp opgeslaan. Die Here het bedags met 'n wolkkolom voor hulle uitgegaan om vir hulle die pad te wys, en snags met 'n vuurkolom om hulle lig te verskaf, sodat hulle dag en nag kon trek. Die wolkkolom bedags en die vuurkolom snags het altyd voor die volk gebly. Miskien het jy, soos ek ook maar, eintlik gedink dis maar net 'n baie praktiese manier hoe God hulle gelei het. Maar weet jy, ek dink daar's meer daarin, as net dat dit iets prakties was, God se leiding. Aan die een kant is dit goed dat ons kan sien, dit is God se leiding, dat God hulle gelei het met die vuur en met die wolk. Maar ek dink dit is meer as dit. Dit is ook God se teenwoordigheid wat versinnebeeld word deur hierdie twee elemente. Met die opstel van die tabernakel. God het vir hulle baie mooi verduidelik hoe die tabernakel moet lyk. Daar was 'n groot erf, 'n yard, binneplaas rondom. Dan was die gebouetjie daar, wat in twee dele verdeel was, die heilige en die allerheiligste. En God se absolute teenwoordigheid was in die allerheiligste gewees. En dit is dan ook in hierdie tabernakel waar God met Moses en met die volk gepraat het. En nadat alles gebou is, het God met hulle begin praat. En Moses moes nou na hierdie tabernakel gaan, om by die deur van die tabernakel te staan, en met God te praat. So kom ons kyk wat staan in Exodus 40. Exodus 40 vers 34 tot 38. 'n wolk het die tent van ontmoeting oordek, en die magtige teenwoordigheid van die Here het die tabernakel gevul. So die magtige teenwoordigheid van die Here het die tabernakel gevul. Hoe het dit gewerk? Hoe het dit gebeur? Moses kon nie in die tent van ontmoeting inkom nie. Die wolk was daarin. En die magtige teenwoordigheid van die Here het die tabernakel gevul. So God se teenwoordigheid was versinnebeeld in die wolk. God het in die wolk gekom en was in die wolk teenwoordig. So God se magtige teenwoordigheid was in die wolk sigbaar daar in die tabernakel. Ek dink dit was 'n wolk sodat Moses nie vir God kon sien nie. Want dat staan in die skrif, as jy vir God sien, sal jy sterf. En so God kom dan en maak homself teenwoordig in die tabernakel, in die wolk, sodat Moses hom nie kon sien nie en nie sterf nie. So, die een element dan, die wolk, was daar gewees, was daar ook vuur. Dan in vers 38 lees ons, die wolk van die Here was bedags 'n wolk oor die tabernakel, en snags het dit 'n vuur daarbo-oor geword. So daar sien ons op, dat God teenwoordig was bedags in 'n wolk, en snags in 'n vuur. Dit is dieselfde as by die leiding deur die woestyn. Bedags in 'n wolk, snags in 'n vuur. So die leiding in die woestyn was nie net 'n praktiese, tegniese, fisiese leiding nie, maar dit was soos ons hier lees in Exodus 40 by die tabernakel, dat God is teenwoordig in wolk en in vuur.
Maar waar kom dit vandaan? Hoekom is hierdie wolk en vuur so belangrik? So ek stap terug. Onthou julle dat God met Abraham 'n verbond gesluit het. God het met Abraham 'n verbond gesluit en gesê, jy sal soveel kinders hê soos die sterre van die hemel. Maar om hierdie verbond te bevestig, het hy gesê, moet ons 'n verbond maak. Nou in Hebreëus staan daar letterlik, hulle moet verbond sny, dit is die Hebreëse uitdrukking. Want soos die gebruik was in daardie tyd, het hulle 'n dier middeldeur gesny en in twee kante gepak. En die mense wat hierdie ooreenkoms met mekaar gemaak het dan tussen hierdie diere deurgeloop met die veronderstelling dat as jy hierdie wond verbreek, gaan jy middeldeur gekap word, soos hierdie diere ook middeldeur gekap is. So hierdie twee halwe diere vorm dan 'n eenheid en hierdie twee verbondsmense vorm saam dan een nuwe eenheid, 'n nuwe verbond, 'n nuwe ooreenkoms. Nou, het gewag om te kom, dat hulle hierdeur kan loop tussen die diere deur, en God het nie gekom nie. Moses het nie slaap geraak, en hy kon later sy oë nie oophou nie. En dan later, toe hy weer kyk, toe sien hy iets baie snaaks. Hy sien rook en vuur, wat tussen hierdie diere deurloop. So kom ons lees dit in Genesis 15 vers 17. Toe die son ondergaan en dit al donker was, gaan daar skielik 'n oond wat rook en 'n fakkel wat brand tussen die vleis deur. So dis die ou vertaling, 83 vertaling. Toe die son ondergaan en dit donker was, gaan daar skielik 'n oond wat rook en 'n fakkel wat brand tussen die vleis deur. Op daardie dag het die Here 'n verbond gesluit met Abraham. So, hierdie twee goed is dan die simbolisering van God se teenwoordigheid wat daar deurloop saam met Abraham. Eintlik sonder Abraham. Maar in die ou vertaling staan daar 'n oond wat rook het daar deurgegaan. En ek het ook na die Hebreëus gekyk en gedink, dis soos 'n rokende oond eerder as 'n oond. Dis nie die oond wat deurgaan nie, dis nie 'n rokende oond nie, maar dis die rook van die oond. En Afrikaans 2020 het dit dan so vertaal en ek is baie bly daaroor. Vers 17. Toe die son ondergaan en dit skemerdonker was, kyk, toe is daar die rook van 'n oond. Ek wil amper sê die rook soos van 'n oond. Dis net 'n klomp rook. En die ding wat gerook het was 'n oond. Hulle oonde was meer soos 'n vuurmaakplek gewees en hulle het stokkies gegooi en natuurlik het dit gerook en dan maak hulle baie vuur daar agterna, maar die rook was vir hulle kenmerkend vir die vuurmaakproses. En hulle het dit 'n oond genoem, daardie vuurmaak tandoor van hulle. So 2020 vertaling sê dan, kyk, toe is daar die rook van 'n oond en die vuur van 'n fakkel wat tussen die stukke deur beweeg. So, toe God heel eerste aanvanklik met Abraham 'n verbond gesluit het, was hy persoonlik teenwoordig. En hoe was hy teenwoordig? In rook en in vuur. Nou, ek sê, weer soos ek net al gesê, dit is eintlik tegnies 'n klein probleempie vir ons verstaan as westerlinge, want ek het nou al gepraat van 'n stormwind, en ek praat van 'n wolk, nou praat ek van rook. Maar elke keer is dit een of ander substance, ek wil amper sê waardeur mens nie kan sien nie. Want God kom nou en beskerm sy heilige teenwoordigheid met daardie element, met daardie substance, sodat ons hom persoonlik nie kan raak sien nie. Maar daarmee saam is daar ook vuur. So elke keer as God teenwoordig is daar vuur en een of ander element wat keer dat ons hom direk kan sien. Hierdie element kan rook wees, kan 'n stormwind wees of kan 'n wolk wees. En kyk wat sê Hebreërs 12. So nou in die Nuwe Testament,
kyk hulle nou terug na die geskiedenis en die gebeure van die Ou Testament, dan lees ons in Hebreërs 12 'n baie interessante gedeelte. En dit verwys hier na die Berg Sinaï wat daar gebeur het, met die gee van die wet, hoe God by die mense teenwoordig gekom het, gewees het. So ek lees Hebreërs 12 vers 18 tot 21. Julle het immers nie gekom by 'n tasbare berg met brandende vuur, donker wolke, duisternis en 'n stormwind, trompetgeskal en geklank van woorde nie. Hulle wat dit gehoor het gesmeek dat geen woord meer tot hulle gerig moes word nie. Die bevel dat selfs 'n dier wat aan die berg raak met klippe doodgegooi moes word, was vir hulle ondraaglik. So angswekkend was die verskynsel, dat Moses uitgeroep het, ek sidder van angs. So, met die gee van die wet, by die Berg Sinaï, waar God teenwoordig was, sê Hebreërs, was daar vuur en 'n stormwind. So vuur, weet ons, en dan weer die wind, die storm, wat God se teenwoordigheid toemaak. So dis 'n stormwind, of dis rook, of dis miswolk, of die wolk. Maar al twee hierdie elemente was daar, om God se teenwoordigheid sigbaar te maak. Vir die volk. En dit was so geweldig sigbaar, so geweldig tasbaar, dat selfs Moses gesê het, ek sidder van angs. En die mense het gesê, ons smeek julle dat dit nie weer gebeur nie, moenie dat God met ons praat nie. Ons wil nie so naby aan God wees nie, ons is bang vir God se heilige teenwoordigheid. Vuur en stormwind symboliseer God se heilige teenwoordigheid. En by Pinkster, wat was daar gewees? Wat het ons eerste gelees vanoggend? Ook by Pinkster was daar vuur en stormwind. So, hoe is God verteenwoordig? Hoe is God teenwoordig deur die hele Bybel? En by Pinkster? Deur vuur en 'n ander element, soos wind, stormwind, rook of wolk. Kom ek lees weer ons skriflesing van Handelinge 2, met 'n bietjie hierdie nuwe hoek om uit te kyk na God se teenwoordigheid. Handelinge 2 van vers 1 af, dan weer 'n keer. Toe die dag van Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek by mekaar. Skielik was daar 'n geluid uit die hemel, soos 'n geweldige stormwind, en dit het die hele vertrek gevul. Hulle het iets soos vuur gesien, wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle kom. Almal is met die Heilige Gees vervul. So ek het 3 woorde onderstreep. Stormwind, vuur en vervul. So, hierdie wind het die hele vertrek gevul. Presies net soos by die tabernakel. So God die eerste keer daar teenwoordig is, het sy teenwoordige in die wolk, die plek gevul. En Moses kon nie ingaan nie, want God se teenwoordigheid het die plek gevul. Daar was ook vuur gewees. En Handelinge is ook vuur. En dan staan daar, almal is met die Heilige Gees vervul. Nou hierdie woord vervul is baie snaaks, ek het na die Griekse woord gaan kyk. Dis dieselfde Griekse woord, wat op ander plekke vertaal word met gevul. So, ons kan vers 4 sê, almal is met die Heilige Gees vervul. Maar wat beteken dit? Hoe skakel dit aan by hierdie tema van my dan, dat God daar teenwoordig is? Nou, God is Gees. God is teenwoordig in Gees. En hulle word met die Gees gevul, hulle word volgemaak met die Gees. So, as God Gees is, en die Gees is in hulle, dan word hulle letterlik volgemaak met God se teenwoordigheid. God is teenwoordig in hulle. Dit is wat daar by Pinkster gebeur het. En omdat God in hulle is, kan hulle hierdie ander tale praat, en gaan hulle dan uit, Petrus agterna ook, en hy praat, en hy is braaf, en hy is nie bang om te verkondig, wie die lewende God is nie.
Omdat God in vuur en in wind as gees binne in hulle teenwoordig is en was. Sy kan terugverwys weer daar na Hebreërs 12 toe. Kyk wat sê die skrywer van Hebreërs oor die God se voelbare heilige teenwoordigheid. Hebreërs 12 vers 19. Hulle wat dit gehoor het gesmeek dat geen woord meer tot hulle gerig moes word nie. God moes nie meer met hulle praat nie, hulle was te bang, dit was te angswekkend gewees. En dan sê vers 21, so angswekkend was die verskynsel, dat selfs Moses uitgeroep het, ek sidder van angs. Omdat God teenwoordig was, in rook, in wind, in storm en in vuur. En dit is presies dit wat by Pinkster gebeur het. So, ek begin afsluit. By Pinkster kom ontmoet ons God persoonlik. En wanneer? Hoe het ek in die begin gesê? Nadat hy ons 50 dae van tevore by Paasfees rein gemaak het om hom te ontmoet. Paasfees, daar vier ons dat Jesus vir ons gesterf het en ons sonde vergewe het. En dan tel ons 50 dae af. In die Bybel word daar gepraat van die aftel van die omer, die sterwe. Vir 50 dae tel hulle af, tot by Pinksterfees. Dis 50 dae van toewyding. Sodat ons op die 50ste dag dan vir God persoonlik kan ontmoet. Nie net om die Heilige Gees te kry, nie net om in ander tale te praat nie, maar om vir God te ontmoet. Ek bid dat hierdie Pinkster vir jou ook so mag wees, dat dit vir jou ontmoeting met God is, en nie net herdenking van tale wat mense nou kan praat en die gawes wat ons kry, maar dat dit oor God gaan, wat die gawes gee, oor God wat die tafel gee, oor God wat daar teenwoordig is. Op Pinkster is God by jou. God is in jou. God is gees en die gees is in jou, dan is God in jou. God raak deel van jou. Anders as by die tabernakel in die Ou Testament, waar Moses nie deel van God kon word nie, wat bang was vir God, gevrees het vir God. Kom hy in die Nuwe Testament, na Jesus die voorhang so oopgeskeur het, en hy kom binne in ons bly. En omdat hy binne in ons is, lei hy ons van binne af, met sy gees. Mag dit vir jou Pinkster wees. God wat teenwoordig is, en jou van binne af lei. Mag ons God ervaar, gedurende hierdie Pinkster. Kom ons bid saam. Here God, dankie dat U teenwoordig is in Pinkster. Dat U nie net gawes gee nie, maar dat U persoonlik teenwoordig is. Kom maak ons nuut, nadat U 50 dae gelede alreeds vir ons sonde gesterf het. Kom hou aan om ons te vernuwe en lei ons van binne af, dat ons kan lewe soos ons moet. Deur die Gees. Amen. As julle oor hierdie en ander soortgelyke temas met wil praat, kan julle my gerus kontak by 074 419 8353. Tot die volgende keer. Mag God julle seën.